Nou, hierdie is my velskoene met die Suidwes veters. En die caps op my kop is net vir my sekuriteitsprobleem. Ek het voorheen kaflings gedra, maar vanaf daai minister gesê het, dis net sekere soort mans wat hierdie goeders dra ek het nie meer nie. Nou is al die mans vir my kwaad en vir hom kwaad en die mense wat die kaflings dra. En net vir die wat wou geweet het, ek was 'n onderwyser voordat ek begin werk het. O klein bietjie wyn, o klein bietjie wyn, o klein bietjie wyn vir my. Klein bietjie wyn vir my, klein bietjie wyn vir my. Klein bietjie wyn, o klein bietjie wyn, o klein bietjie wyn vir my. Anton Goosen, baie dankie vir jou tyd. Jy word beskou as die vader van Afrikaanse rock, ekskuus. Ja, jy is in 1946 gebore in Suid-Afrika en jy het 'n invloedryke loopbaan as sanger, liedjie-skrywer en filmmaker gehad. En jy word ook beskou as 'n kulturele rebel. Wil jy ons bietjie meer oor daai gedeelte vertel? Hoe sal jy sien jy jouself as 'n kulturele rebel en op watter manier? Nee, ek is net 'n gitaarspeler wat 'n paar liedjies geskryf het. Die ding van die eerste rocksang in Afrikaans, Blommetjie, is toevallig. Chris Kitzinger, wat nou hy woon ook in Australië op die Goue Kus. Okay. Was hy regisseur destyds. En toe hy die liedjie hoor, toe sê hy eerstens jy gee nie hierdie liedjie ook weg. Moet dit nie weggee nie. En toe in die ateljee toe gee hy die opdrag vir die musikante Think Baby Come Back. Nou Baby Come Back was 'n groot hit vir the Equals, as ek reg onthou. Tang 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 tang. Baby Come Back. Yes. Tang 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 tang. En so die drummer en die tromspeler het toe die boodskap gekry. En Jethro Butte, die gitaarspeler, het die boodskap gekry. Ons het 'n klein bietjie trekklavier ook bygesit, net dat die mense het ons nou nie verwar met AC/DC nie. Dat dit net te erg is nie. Maar dit was die begin geweest. Dit was op die eerste album, op die Boy from the Suburbs album. Ek is 'n rebel, jy weet, ek is van skool af, jy weet, het ek nie gehou van die samelewing se reëls wat ek sommige van dit het ek as onnodig beskou. So dit is nou nie heeltemal die ding van James Dean van I'm against it, what have you got nie, maar dis nogal na daai kant toe. Ja. So ek het met ander oë gekyk na die wêreld en dit het my songwriting gehelp. Ek het die hele landskap van Suid-Afrika omtrent probeer besing, maar dit sluit, soos wat dit liefdesliedjies sluit dit protes ook in. Ja. En die protes was so vroeg as Hanover Street, wat Hanover Straat wat ek vir Sonja geskryf het, Waterbroodjies in 'n mate, destyds met musiek in die Riek, Panzerville vir Lorica en Atlantis. Ek het dikwels subtiel gewerk. Ja. Dan wat die powers to be, as jy nie weet wat die woord beteken wat jy gebruik nie, of presies waaroor dit gaan nie, dan het hulle deurgelaat. Hulle het hierdie komitee gehad by die SAIK, die verbanningskomitee, hulle die goeie links en regs verbied. Begrafnis en seeres uit die aard was verbied. Tot en met 94, toe die gordyn oopgegaan oor al daai goed. Ja. Baie van dit was verspoed. Die aanvanklike weergawe van Krijg jy oor my nie, het ek geskryf vir Dirk de Villiers se rolplay in Pretoria. En dit was 'n kykie na die aardighede van Pretoria. Jy weet die karre toe jy nog net om die plein kon gery, die Volkswagens wat so in die ronde om het gery het. Staatsamptenare met hulle voet op die tafel wat maak of hulle werk, ensovoorts. En toe het 'n ministersvrou na 3 dae gebel en gekla veral oor daai deel van die staatsamptenare met die voet op die tafel met hulle toebroodjies in die oggendkoerante. Nou weet hoeveel jaar later is dit? Dinge eintlik niks verander nie. Dis nou net die staatsamptenare sit nou met Kentucky Fried Chicken op hulle skote en maak as wil. En niks het verander nie. Ek dink is Ellen Baptiste Carr wat gesê het hoe meer dinge verander, hoe meer bly als dieselfde. En dis waar. Jy weet dinge verander en dan verander dit weer terug hoe dit was. Dit is baie waar. Maar Anton, baie van jou musiek het al jare gelede dinge aangespreek wat nog steeds vandag relevant is.
Wat was jou oorspronklike dryfveer agter jou lirieke? Was dit woede? Was dit liefde vir jou land of was dit iets anders? Dit was nie woede nie. Nee, ek sou nie sê Hmm. dit was ek wou nie alles afbrand nie, maar ek wou help regmaak, as ek dit so Ja. stel. Ehm ek het musiek is maar net deel van my lewe van kleintyd af en ek wou net uiting gee aan wat ek waarneem, wat ek lees, wat ek sien, wat ek voel, daai klas van ding. Dit is 'n musikale spons. Ek dink dis wat dit was. Ja. Ek was 'n musikale spons. Dikwels onthou jy goeters lank na die tyd. Veral wanneer ek reis, as ek alleen ry, Hmm. dan pop baie van die goed op. Byvoorbeeld in 2017 het ek onthou van Swartwater. Dit hier aan die ander kant Caledon. Jy sal dit ken, Boontjieskraal. Hmm. En daar was 'n vloek op daai plaas. Dit het 'n pragtige wit mure om dit en die karretjie mense het een aand daar deur die Swart rivier probeer trek en hulle kon nie want die rivier het afgekom. Toe het hulle die eienaar gaan vra verskuiling vir die nag en hy het gesê nee, skoot weg. Oh. Weg is julle. Toe het hierdie mense wel hy het sy vrou en kinders het verdrink terwyl hulle nou deur die rivier moes teruggaan. En toe spreek hy hierdie vloek uit oor die plaas. Nou 4 van die seuns van die eersgeborenes is almal in onnatuurlike ongelukke dood. Die een onder andere het in 'n stroper beland. Ek weet nie mooi hoe beland jy in 'n stroper nie. En dan motorongelukke. Nou die familie het dit ontken, maar almal hier in die Oeverberg ken hierdie storie. So ek ry toe 'n Parel toe vir 'n video shoot en ry oor die Swart rivier en dan onthou jy skielik hierdie storie. Ja. Wat iemand jare terug vertel het. Dieselfde met op die heel nuutste album Circles het 'n ou joernalis my meer as 30 jaar gelede vertel van hierdie man wat op 'n eenman seilynspoorsstasie gewerk het in die Karoo. En vir 40 jaar was sy enigste geselskap hierdie horlosie wat tik tok in die kantoor en eenmal 'n week kom die melktrein verby en dan het hy nou weer kanne opgelaai en afgelaai en water ingeneem. En dit was nou maar ek noem hom Klaasie Frik van Staden. Ek het die name verander en ek het die plekname verander. Dat ek net WhatsApp afskakel want hierdie geluide gaan nou die hele tyd inkom. Dis reg. Daar sê. En toe skryf ek die belade daarom, maar die bedoeling van die belade is vereensaming. Iemand wat 40 jaar alleen in 'n kantoor woon met 'n foto van sy ma en 'n spoorweghorlosie gaan wel vereensaam en die laaste dag van sy skof na 40 jaar toe vang hy iets baie drasties aan. Hy sy Beretta pistool saamgevat werk toe. En in die werklike lewe het hy 'n boete gekry vir hierdie mannewales wat hy aangevang het. Maar ek dink wat kom ons gee dit 'n bietjie van 'n ligter einde in my weergawe die Landros 'n traan gepink want veral toe hy sien hoe Klaasie na die hofhorlosie staar. En toe gee hy hom 'n opgeskorte vonnis. Ek wil nou nie die storie weggee nie. Ja. As die mense op YouTube gaan kyk of as jy dit sou speel, dan sal hulle die einde weliswaar hoor. Maar ek hou van ballades want jy het meer tyd, hulle is gewoonlik langer ook as gewone liedjies en jy kan baie vertel. So Silver de Lange. Ja. Jy kan die storie vertel. Memphis Simon, Begrafenis en Ceres, Betty de Wet. Ek het 'n hele klomp geskryf. Die mense hou van die storieliedjies. Maar jy kan dit nou nie elke album vol stories maak nie. Jy moet dit afwissel. Dit is een van die geheime dink ek vir langlewendheid is jy moet kante toe groei. Soos 'n grasperk. Dit help nie jy herhaal jouself die hele tyd nie. Jy gaan opeindig met 'n kort loopbaan. Dis ongelooflik wat jy deel. Dit is so waar. Ek skryf gedigte. Laat ek dit sommer nou van my bord af kry. Ek skryf en ek's baie lief vir Afrikaans skryf. En ek skryf baie min. Ek het baie geskryf toe ek jonger was want ek weet nie, ek voel baie keer die gedigte en daai tipe goed bloei net uit 'n tiener uit. Maar toe ek nou ouer is en ek is nou groter en ek is besig met my kinders en so dan onthou ek hartseer wat ek deur was en dan voel ek weer baie keer daai emosie en dan sal ek sit en ek sal net begin skryf. En ek probeer dit ook so 'n storie vertel. Nie al my goed rym nie altyd is so nie en die mense wat dit op die einde kan lees, hulle is baie mal daaroor en dit roer hulle ook. Maar dit help baie keer net om daai ook van jou bors af te kry. Soos toe my pa oorlede is in 2019. Toe is ek in Australië en ek het nie die finansies om te gaan kuier of ja, vir hom te gaan begrawe nie.
broer en my suster moes dit doen. En al wat ek gehad het was pen en papier. En dis amper dis nie iets wat ek hoef te forceer nie. Want ek het besef later jy moet nie 'n gedig forceer nie. Dit moet amper met 'n force uit jou uitkom. Dis soos om te bloei. Jy kan nie help nie, dit kom nie. En dan sit jy dit op papier en dit is onmiddellik ligter. En dit is nog meer ligter as jy dit met ander mense kan deel. Wel, Baie waar wat jy sê, dis baie waar. En die ander ding wat ek ervaar het is dat in die begin het jy jou hele lewe om uit te put om oor te skryf. Daarna is daai bron opgedroog. Nie opgedroog nie, daar's nog oorblyfsels wat jy nie gebruik het nie. Maar die kans dat dit dieselfde impak gaan hê dis nie gewaarborg nie. En dan moet jy gaan nasorg doen en navorsing doen. Wel, nie nasorg eers nie. Eers navorsing en dan nasorg. Dan gaan dit bietjie stadiger. En hopelik is dit dan deegliker ook. Ek het oor die jare stadig gewerk. 'n liedjie is so goed soos die swakste skakel in die ketting. Jy kan nie net aframmel en dis klaar nie. Sommige goed kom so, ek meen waterblommetjies. Ek het 15 minute daar skryf, maar dit is 'n hele lewe en ervaring en fiksasie met die Kaap wat dan net uitborrel. Maar om nou so iets te skryf, dit gaan my hele lang ruk neem. Ek het op die jongste album seker 2-3 jaar aan dit gewerk. Nie in die ateljee noodwendig nie, maar aan die skryfproses. Ja. Dis ook nie 'n ding wat jy net kan aan en afskakel nie. Jy het daai emosionele gereedheid nodig, soos wat jy net nou gesê het. Ja. Jy moet reg Piet Botha, Ja. Piet Botha het toe ek danser gemaak het in 92 en ons doen die danser toer. Toe sê hy vir my, en ek was hier 'n katarsis myself, die land het gebrand, alles was negatief. Toe sê Piet Botha, my vriend, vir my, laat die pyn deur jou vingers vloei. Ja. En dis wonderlike woorde. Het sy of dit op die verhoog is, het sy of jy so daardeur skryf. En snaaks net vir Piet oorlede is 'n paar jaar gelede, het ons vir hom gaan kuier, en toe ons terugry op sy Laurens pas, en toe kyk sy eie woorde vir hom terug. Maar Piet is dood aan kanker. En toe sê ek sy eie woorde vir hom weer, en toe ons by sy Laurens pas opry, toe bel een van die Akkedisbroers by. Toe sê hy, Piet is besig om klavier te speel. En ja, ek was ijskoud toe ek die boodskap kry. Maar dit is wat kuns veronderstel is om te doen. Jy met jou pyn en ervarings en emosies verwerk deur middel van daai kunsvorm. Soos jy met gedigte. Jy is net gelukkiger as ons, want jy het baie meer vryheid. Gedigte is baie meer vryheid as 'n strukturele ding soos 'n liedjie. Ja. Waar dinge moet inpas. Inpas en gestemtoon word en Ja. Nou gepraat van die jonger geslag, die jeug van vandag, jy het met jou gitaar en lirieke en julle generasie aangeraak. Jy het my aangeraak. Ek meen baie van die liedjies wat ek geluister het as 'n jong seun en wat my pa geluister het om die vuur in Namakoland en op die einde in die Karoo waar ons gewoon het onthou ek vandag nog. As jy vandag na die jong mense kyk hier en oorsee, voel jy ons verloor iets van daardie oorspronklike gees. Daai gees wat jy help half aan die gang kry het met hoe jy ek meen Afrikaans in die ou tyd was baie streng. Dit was baie streng om enigiets wat jy op skrif neergesit het was met 'n vergrootglas deurgekyk. En jy het gekom en jy het gesê nee wat, hier's wat ek te sê het en jy het dit daar uitgesit. Dis moeilik om jou vraag te beantwoord, want jong mense luister nog na goddank na hierdie musiek. En ons het op die oorseese toere dit gesien. Hier's 'n groep in Meyerton met die naam Forever Young Band wat Blommetjie gedenk aan my en Beyeboer waar en Harlekin nou opgeneem het. Hulle is onder andere 12, 13, 14 en 17 jaar oud. Nou dit is vir my ongelooflik dat dit tydloos gebly het. En hulle self sê hulle wil nie musiek doen oor jy weet two-tone hemde, die ou sit op die trekker en die meisie in die bikini bring vir 'n glas brandewyn nie. Jy weet hulle is half moeg daar's hierdie tendense in Afrikaanse musiek op die oomblik wat heeltemal wegbeweeg van ek wil sê oorspronklike goeie inheemse musiek. Ek wil daai woorde eintlik gebruik. Hulle mag oor spinnekoppe wat hop sing as hulle wil. Maar dit moenie die mark oorheers nie. Dit is in 'n mate weer terug waar dit was in 1970 waar die appel
Daar's net 'n klein stukkie van die appel beskikbaar vir die mense wat ernstiger progressiewe musiek wil doen. En dit het toe verander, maar dinge is weer terug. Ek wil nou nie sê in die Wilsloot nie, maar op 'n stadium was dit nogal in 'n Wilsloot situasie. Ek kan so dink. En as ek kyk na baie van die jonger span wat sê maar byvoorbeeld 20 jaar, sê maar so 20, 15 jaar terug begin musiek maak het, dan hulle musiek, dit was Afrikaans, maar dit het nie daai selfde diepte gehad as wat dit gehad het byvoorbeeld die 10 jaar voor dit nie. Maar ek het nou weer meer van dit begin sien. Byvoorbeeld, ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik, Spoegwolf. Ek Baie goed, baie baie goed. Ek voel Dani, as hy musiek skryf, dan gaan hy in 'n diepte in wat nie baie van die kunstenaars besit nie. En veral vir ons in die buiteland wat daai tipe musiek luister. This is a Skus reminder. tog. Skus, hulle het 'n Alexa speaker hier wat nie op back kan hou nie. Anyway, baie van daai goed wat hy te sê het, raak ons verskriklik hard aan in die buiteland. En ek sê dit altyd in my onderhoude, veral as ek oor Afrikaanse musiek gesels, is dat ek het nie baie Afrikaanse musiek geluister in Suid-Afrika nie. Ten spyte van die tydjies wat ek nog groot geword en met my paal was en hulle dit geluister het. Toe ek op my eie was, toe het baie van die Amerikaanse invloed en so maar bietjie my gedagtegang oorgeneem en want ek's baie lief vir musiek en my pa was lief vir musiek en my oupa. En dis eers toe ek in die buiteland is wat ek begin besef maar ek verlang na iets en ek weet nie wat dit is nie. Ek is besig om 'n bietjie depressief te raak. Ek soek iets. Toe speel my vrou vir my Joe Black in die kar eendag terwyl ons bestuur. En toe tref dit my. Tref dit my soos 'n emmer water op 'n warm somersdag. Dat dis wat ek gemis het. Afrikaanse musiek, want elke liriek sit jy so klein bietjie nader aan die huis. En daai bietjie verlange wat jy het en dan dit voel jy so bietjie beter. Ek moet met jou saamstem, veral oor Spoegwolf is 'n ek hou baie van Dani se werk en Spoegwolf en dit is verligtend en ek dink hy het 'n mylpaal daar gestel, soos François van Cocula. I mean, Frans was 'n baie goeie kunstenaar. Jack Barrow het bygekom. Daar's 'n hele paar youngsters, 'n groep met die naam van Vrede wat ek baie van hou. Daar is positiwiteit en dan is daar dan nog die mense wat oorgebly het van selfs van musiek en liriek se tydperk af. David Kramer se musiek gaan nie sterf nie. Larry Kastner gaan nie weggaan nie. Connie de Villiers is nog met ons, Amanda Strydom is. En dis omtrent al die name wat deelgeneem het aan musiek en liriek in 1979. So ek weet God dank daarvoor. Hier is tydelike goed wat kom en gaan en dis maar hoe dit hoort. Jy is 100% reg. Ek het nou 'n hele naweek saam met Fransjo van Cocula gekuier in Sydney. Hulle was nou hier in Australië vir hulle toer en Ek weet. ja, skus die kinders hier agter my skree. En ek het oorgevlieg van Melbourne af en ek het gaan help hulle optel by die lughawe en ons het so 'n bietjie ons het 'n carpool karaoke video gedoen. Ek en François en Ellie B. Ons het saam in die kar gesit en Richard François se gitaris en toe het ons twee liedjies gesing en toe het ons 'n paar van ons favorites opgebring en ek het Lirika gesing, Die Gang en François het Springbok Nude Girls gekies as sy oud favorite en toe het ons sommer so heen en weer gesing. Dit was 'n baie entertaining video geweest. Die mense geniet dit nogal baie. Wel, as jy reg is vir die volgende vraag, die voëlgry beweging. So die voëlgry beweging het die Afrikaanse musieklandskap geskit. As jy nou terugkyk en ook na die vandag se wêreld van cancel culture en politieke correctness, hoe verskil dit van die sensuur waarmee jy te doen gekry het? Kyk, voelvry was maar eintlik 'n voortsetting van wat ons met musiek en liriek week begin doen. Musiek en liriek was nie net 'n rock and roll partytjie nie. Dit was ernstige musiek geweest. Daar was 'n vermenging. Clarabel van die kerk het baie vermenging gedoen met swart musiek en wit musiek. Daar was Larika se serious toonsettings en dan was daar nou weet jou Boy from the Suburbs en die goed wat daarop gevolg het. 10 jaar later toe daag Voelvry op en soos Piet Botha gesê dit was 'n baie groot partytjie. Maar Koos Kombuis het daar uitgekom en sy werk en ek het toe in 93 het ek Koos Kombuis Dagga Dirk Eys sy bestuurder en Dagga Dirk Eys het die Voelvry ding gereël.
het toe vir my kom vra maar gaan maak 'n CD met Koos sodat die ou tannies ook van sy musiek hou. Ek het gedink dis 'n gawe idee, maar ek het verder as dit gegaan. Ek het sy hele oeuvre probeer vasvang met elke boemelaar se droom. Aan die begin van daai serie is al die veilige goed, jy weet, Bicycle sonder slot en Lisa se klavier Ja. en dan beweeg dit so 'n bietjie meer na die averegse goed toe en dan eindig dit met Oud aan die blues. Intussen het ons sy humorsin gebruik met die radio kombuis. Wat het die aankondiger het gesê, jy luister na die helder gesuis van radio kombuis, daai klas van goed. En Koos het gekom om te bly. Koos het gekom om te bly. Daar's sommige van Kerkorrel se liedjies wat ek ook gedog het is goed. Ja. En toe het Kerkorrel weggebreek van daai movement af en toe het hy gaan cabaret doen in België. Toe is die res van die movement nou eers vir 'n lang ruk kwaad vir hom daaroor. Maar ek kan hom nie verkwalik nie. Hy het toe meer in dieper cabaret in beweeg. En wie was er nog 'n voelvry? James Phillips, maar James was 'n moeilike karakter in die sin van hy het ook uit Springs uitgekom. Nie dat mense dit teen hom kan hou nie, want Koos Du Plessis het ook uit Springs uitgekom. Maar hy het net dis asof hy net nooit uit Springs uitgekom het nie, of in Jouwel waar hy grootliks gewoon het. Hy het ook great werk gedoen. En toe ek net dink en toe iets wat later net voor die draai van die eeu so te speak het die Zoid generasie gekom. Karen Zoid, Jan Blom, Gian Groen, Beeskraal en soos daar weer so hele oplewing. En toe die eerste oplewing weer daarna was nou met die spoegwolf van Coke. Die polisiekar ding en 'n paar ander name. Yes, ja. Ek het ek moet sê toe Fok of Polisiekar en daai bands begin het in Suid-Afrika, toe was dit 'n half 'n breath of fresh air. Ek het so 'n bietjie die banding getraai, oor die gedigte skryf nou het die sang maar ook maar deel van dit geword vir 'n tyd lank en ek en 'n paar ouens het iets probeer. En dit het gelyk asof dit gaan goed gaan en toe het ek op die ouend 'n ander groep ouens gejoin, maar dit het baie gesukkel met die werke en so en ons het onder andere geëksperimenteer met Afrikaanse hard rock. En dit was so catchy. Dit was net so maklik geweest om te skryf, maar almal was bang. Niemand wou actually gaan en daai tipe musiek gaan maak in Afrikaans nie, want jy het nie gedink enigiemand gaan dit luister nie. En op 'n eendag toe met hulle aanbeweeg en ek het in 'n ander rigting beweeg en ek het platteland toe getrek en toe skielik dis Fok of Polisiekar daar. En hulle gaan doen presies wat almal te bang was om te doen. En die mense mal daaroor. En As jy dit presies werk, dis presies hoe dit werk. ja. En hulle en ek dink hulle was kyk hulle was maar jonk en maar woelig, maar ek dink die BC insident het hulle vinnig brieke aangesit vir wat hulle in die rigting waarna hulle gegaan het. En ek dink wat hulle op die ouend maar ook gered het was die feit dat elkeen ook sy eie kreatiwiteit gaan ondersoek het. En dis waar van Cartel en Eiking en Jy was fantasties en ek meen vat nou 'n band soos Jy was fantasties. Dit is lekker musiek. Jy kan gaan roadtrip op allerlei albums. Dit is regtig lekker musiek om te luister. En dan is daar natuurlik die bittersoet as jy bietjie in van Coke se albums ingaan wat jy ook net weer terugvat en dit gee jou natuurlik daai klein smaakie van wat Polisiekar beteken het vir ons toe ons kinders was. En dan Eiking, ek dink Eiking is nou heidaglik in besig om 'n nuwe album te skryf. Ek hoor rumors. Ek sal nou niks confirm nie. Ek is well connected, maar ja, ek ken nie almal persoonlik nie. Sê gou vir my waar in Namakwa kom jy vandaan? Bitterfontein. Okay, ek weet wat is. Dit is my amazing dat jy daarvan af kom en jou musiek smaak, jou die genres waarmee jy die mekaar was. Ja, Was baie interessant. Al ons plattelandse laities wat van daai tyd het, maar ons het gesmag na die ergste van die ergste en dit was Korn en Slipknot en dan wat ook al die ergste Afrikaanse bands was wat op daai stadium bestaan het. Maar ek het Bitterfontein gaan bly en toe nuwe skool gegaan vir 'n paar jaar en toe in Van Reinsdorp en toe dis is so Kaap toe vir 2-3 jaar en toe weer terug. Toe gaan ons in Groot Karoo, Louriersfontein, daai plek is naby Sutherland. Vryseburg het ons ook gaan bly. Louriersfontein is eintlik Boesmanland. En dan
Ja. So in Bitterfontein, Michiel Visser was ons buurman. En Michiel Visser is Worsie Visser se broer. En my pa en Worsie Visser was beste vriende. So hy het elke jaar Ja, saam ja, hy het elke jaar saam met ons gaan kamp by die Weskus en dan het ons gaan kreefduik en ja, al daai goed. Dit en Worsie Visser se gitaarspeler is my accountant en hy woon in Wellington, my en kyk hoe klein is die wêreld. Rassie. My goed. Rassie, Ja. Ek ja, onthou daartoe net nou alles. my pa was altyd so senuweeagtig om saam met Worsie te gaan kamp want hy het nie sommer enige kreef teruggegooi nie. Hy het nie ge-worry oor size nie. Hy sê nee man, ons kan hierdie gebruik vir aas. Ah, ah, ah. Ja. Anton, ek het twee vrae oor. Ek wil nou 'n bietjie raak aan die oorsee kant van jou invloed, van hoe jy ons in die buiteland beïnvloed. Baie van ons kykers is Suid-Afrikaners oorsee. Ek meen dis letterlik in die naam, oorsee. Wat beteken dit vir jou as mense reg oor die wêreld nog jou musiek sing en taal dra? En hoe kan hulle bydra tot Afrikaanse voortbestaan? Want een van die groot dinge wat ons mee sukkel in die buiteland is om Afrikaans aanhou te gesels in ons huis. My kinders byvoorbeeld, al drie van hulle, selfs al is my seun in Suid-Afrika gebore, ons het uit die land uit getrek toe hy 2 was. Hy sukkel. Hy probeer Afrikaans praat, maar dit gaan maar met 'n sukkel. En in 'n mate is ek bang dat as ek nie die Afrikaans kan laat voortbestaan in my eie gesin nie, dan gaan die kultuur en die tradisies ook daarmee heen. Ja, maar in Patagonië praat hulle nog Afrikaans. In Argentinië, daai klomp wat weggetrek het in die begin van die vorige eeu. My dogter hou klas in Dubai, wel in Abu Dhabi, en hulle het nou 'n seentjie met die naam van Luca en sy praat Afrikaans met hom, maar man praat Engels met hom en ek is seker hy gaan Arabies ook kan praat. It can be done. Miskien moet jy in Perth gaan bly. Purfontein. Pretoria. Ja, Perth. Dis nie 'n slegte kol nie. Ek en my vrou kyk maar so 'n bietjie rond. Ons is nou al 7 jaar hier in Melbourne en ek het al 'n geleentheid gehad om ook in die nie Gold Coast nie, in die Sunshine Coast te gaan woon, maar dit was nie die regte seisoen nie. Gepraat van Patagonia, ek voel ek het met ek het met Kali Kriel van AfriForum hier gesprek gehad. Ek het die voorreg gehad om met hom in 'n onderhoud te sit en hy het ook daai voorbeeld gebruik. En die probleem met nie die probleem nie, maar die uniektheid van die feit dat daar nog so sterk Afrikaans daar is omdat hulle nie die invloed gehad het van goed soos die internet en al daai goed om dit half te wil ek amper sê besoedel nie. Waar nou dit voel screen time is 'n everlasting bekleierheid tussen my en my kinders. Want as ek hulle sien is hulle in YouTube en hulle kyk nie Afrikaans nie. As hulle tog net Afrikaans wil kyk. Maar jy's reg, dit is moontlik. Die laerskool ook aan die straat, hier laerskool Gansbaai, het alle selfone verbied gedurende skooltyd. En ek het gelees Australië gaan nou daai verbod instel tot op 16 of 17 jaar op selfone en ons dink almal dis 'n verskriklike goeie idee. Want wanneer die hele selfoonkultuur is verslawend. Dit is soos 'n drug, 'n verdowingsmiddel. En dit moet beheer word. So miskien kan jy 'n bietjie meer aandag daaraan gee. Van die fone weg, gee vir hulle blikkies met drade om mee te speel. Draadkarre. Daar's allerlei alternatiewe. Hulle gaan nie baie gelukkig wees daaroor nie. Ek het vandag 'n gesprek gehad met iemand, toe vertel ek hom toe Michiel Visser uit sy huis uitgetrek het in Witfontein toe bly Royus, is die ou se naam, is een van my vriende op skool. Sy naam is Royus, hy en sy ma daar kom woon in die huis en ek en hy, ons hele mission was om 'n foonsystem te bou tussen sy kamervenster en myne. En ons kon net nie dit met die blikkies en die visling uitfigure nie. Op die einde van die dag het ek 'n stuk housepipe van sy venster tot my venster gesit en toe gesels ons maar nou daar teer met mekaar tot watse tyd van die oggend. Ja. By college maat in die kamer langs my, ons het by die badkamerkassies was teenoor mekaar. En so al wat jy hoef te gedoen het was om 'n gat te maak in daai badkamerkassie, dan kon jy daar gaan praat met die ou langsaan in plaas daarvan om by die deur uit te gaan en by die volgende deur in te stap. Ja. Nou hierdie laat my baie daaraan dink. Ja. Okay, wel Anton, dit was 'n groot voorreg. Ek het een vraag oor en ek het juist hierdie vraag gekies want ek doen hierdie as 'n manier om my lus vir stories te vul. Want ek is lief vir 'n goeie storie en ek het die voorreg gehad om
honderde mense sover onderhoude mee te doen, baie van mense wat net oor see getrek het en daar woon, en natuurlik baie bekendes en ikone wat ons ken uit Suid-Afrika uit, en van die bekendes wat klaar hier oor see woon. So my vraag aan jou is, jy het seker ongelooflike stories van toer. Verhoogfoute, vreemde stalking aanhangers maybe. Is daar een storie wat altyd uitstaan as mense jou vra? Wat was jou malste oomblik op die pad? Yes, op die pad was dit toe ons by Okanje inry. Nou dit was baie warm en die hele toer besie met 'n live band. Jy maak die vensters oop, jy steek jou kaal voete uit by die venster vir koelte. Jy speel harde musiek in die kar, in die busie. Stop voor die apteker want hulle doen die bookings. Dan kom maar 'n klagte terug na Johannesburg na die kantoor toe oor hierdie band wat hierdie harde musiek gespeel het met hulle voete by die venster uit. Dit was ander tye daai gewees. Ons het in daai selfde toer toe ons die aand in Windhoek klaar gespeel het, dis ons ingeboek. Dink jy die Hesterfield nee, dis by Springbok. Daar was 'n wildtuin so 20 km noord van Windhoek en toe ons daar aankom, is dit toegesluit. En hulle het die sleutel bo op die hek gelos, maar ons het dit nie geweet nie. Toe ons terug Windhoek toe en die hotel kon net 2 mense huisves. En die res van ons het die polisiestasie toe gegaan en gevra of ons in die tronk kan slaap. En daar was toe selle beskikbaar. En dit was vir my 'n baie interessante ervaring, die goed wat daar op die mure geskryf is. Wat sê die koerante hoor daarvan, die rapport opskrif was Anton slaap in tronk. Nou kom ons by Uchi. Ons toer op tot by Uchi. Die hele gemeenskap is baie bang want is nog die oorlog seriously aan die gang daar en hulle is nervous. Maar nou kry ek die boodskap dat 'n Christen sal in die tronk gaan slaap. En daai aand te besluit ek vir hulle ek het gehoor van hierdie storie en vir die mense wat hierdie storie versprei, gaan ons die volgende liedjie sing. En ek sing vir die mense wat ek liefhet. Op. Nou aan die positiewe kant, just like ons het seker 14 shows in Londen gedoen, in België, in Holland, in Spanje van alle plekke wat heerlik was. Want dit was 'n kulturele fees en het vooraf met my 'n onderhoud gevoer deur middel van 'n tolk, die Spanjaarde. Ja. Nou sit hierdie klomp Spanjaarde in die gehoor. Nou verduidelik jy vir hulle waaroor die liedjies gaan. Nou hoe presies verduidelik jy waaroor geelperskereen gaan? Maar ek het probeer, jy weet, nou vertel vir hulle in Engels en dan die wat nou Engels verstaan, die verstaan waaroor dit gaan. En my vioolspeler kom van Clarence af, hy was 'n opregte jong hippie, het in sy kombi geslaap en al daai tipe dinge met dreads, maar 'n wonderlike speler. En hy kyk so op half van hierdie vertoning en sê vir my, "Thank you Anton, now at least I know what the songs are all about as well." Ja, dit is snaakse goed wat jy onthou. Een van die lekkerste toere was Arne Nels se ding wat hy gereël het in Australië. Ja. En dit is seker so 7 jaar gelede. En ons het gedink dis 'n wonderlike land. Ja. Regtig waar. Next level first world. En hy het ons op die hande gedra. Ons het die lekkerste ribeye steaks geëet en sit nie by daai Afrikaanse slagter. Wat toe vir ons vertel van dit kom van Tasmanië af en hulle speel klassieke musiek vir die koeie en vryf hulle en liefies vir hulle en dan nou eendag op 'n reendag dan word hulle ribeyes steaks. So Lord Ek onthou ons gaan sit by sy kroegtoonbank. Toe vra hy wat wil julle drink? Toe sê ek vir hom ek kan nie help om te sien jy het alle soorte Johnny Walkers whiskies daar bo die. Kan ek asseblief 'n bloue kry met Coke? Hy move nie 'n spiertjie in sy gesig nie. Hy buig af en sê, "Sorry, ek het net Pepsi." Toe sê ek het net eintlik 'n grappie gemaak hierso. Ek het nie bedoel ek moet regtig Coke kry nie. Maar die absolute hoogtepunt van daai toer was toe ons terugvlieg. En met die terugvlug was daar winde en moes hulle oor die Suidpool vlieg. Wow. En ek kan nie sê hoe mooi gesig is dit nie. Dit is soos as jy die eerste keer in Victoria watervalle se buik inkyk. Hierdie is net te groot vir my om waar te neem. Presies so het ek gevoel oor die Suidpool, hierdie drywende stukke ys onder jou. En dis nie iets wat jy aldag sien nie. Jy weet
Jy gaan besoek nie sommer net Antarktika nie. Jy Dis gaan ongelooflik. Ek het nie geweet dis moontlik nie. Wow. Ek dit sal was dit moontlik. bucket list. Daar het ek nou iets bygesit wat ek graag wil ondervind. Okay, wel hoop vir wind. Hoop vir wind. Ja, Anton, baie dankie vir jou tyd. Dit was 'n groot voorreg en ek dankie vir pinch jou. myself elke dag want ek kry die geleentheid om met so baie wonderlike mense te gesels en vir hulle te voor te stel en wel weer van voor af voor te stel aan die Suid-Afrikaners in die buiteland net om weer 'n bietjie die memory te refresh en ek hoop van hulle sal bietjie die nostalgisme, is daai ooit 'n woord, sal inskop en hulle sal 'n bietjie teruggaan en 'n bietjie weer na jou musiek verder gaan luister. Is daar Hulle enige moet die nuwe hulle moet die nuwe album ook asseblief luister, Circles. yes, asseblief Dis die al weer die nie. digitale platforms en daar's 'n hele paar van hulle wat video's is op YouTube. So Moenie wag so tot die die vierde glas wyn om klein bietjie wyn te luister nie. Gaan luister bietjie na die nuutste, die nuwe album. Is enige verdere gedagtes wat jy wil los met Suid-Afrikaners in die buiteland? julle moet airy wees, julle moet die taal praat, julle moet lief wees vir mekaar, julle moet lief wees vir ander mense. Moenie na Elon Musk luister wat sê die Weste het te veel empatie nie. Hoe kan enige intelligente mens so 'n statement maak, vra ek nou vir jou met trane in my oë. Empatie en liefde en naaste liefde hê is al dieselfde ding. Dis al dieselfde ding. So jy moet sterk staan, ons leef in 'n veranderlike wêreld. Baie Ja. wyse woorde aan. Hoeveel is die tariewe wat Trump op Australië gaan sit? Ek dink is 50%. As ek dit reg 50. hoor. Ons het daarom net 30. Lesotho is ook 50. Ja, Twee weke gelede toe het hy nie geweet waar is Lesotho nie. Met die tariewe ding is Lesotho ingesluit 50%. En soos jy weet, 'n klomp Pikkewyneilande en ander plekke. ja. Ek sou vir jou sê die wêreld het 'n baie interessante plek geraak. Ja, wel dit is 'n handelsoorlog. Dit is Wat dit is. ja, dit is soos Hitler, maar sonder om mense dood te maak. Nou maar verhonger ons hulle maar net. Maar moenie net ons hieroor begin praat eers. Baie is 'n hele onderhoud op sy eie. Ek kan gerus luister. Ek het weet jy wie ek nou reg op die show gehad? The Kiefness. Het jy al sy goed gesien? Hy is baie slim. Ja, Die is- Dave Scott. Hy kom hier na toe in September. Hy het op die show gekom en ons het 'n uur en 10 minute gesels. En hy het 'n politieke view wat skrik vir niks. En hy het so vir my gekyk en sê Steven, I don't care what my manager says. You publish every single word of it. Ek het nie. Ek is nou slimmer as dit. Ek het die onderhoud in twee gedeel. Toe ek een gedeelte opgesit vir die toer en toe het ek so 'n paar weke later die politieke opinie opgesit want dit was 'n baie goeie chat. Maar ja, dit is 'n onderhoud op sy eie. So op daai noot. Okay, kom ons hou 'n onderhoud op sy eie ore. Dit is baie lekker om jou te gesels. Okay. Baie dankie. Groot plesier. Lekker dag verder. Selfs vir julle. Wat is seker nag, lekker aan daai kant. Dit is al 7:30. Ek kan nog 'n bier drink. Kan nog verskeie drink. Lekker. Bye. Steven, baie dankie.